Hoe oud moet jy wees om 'n verskil te kan maak vir God? Orlando is 'n seun wat in Australië woon. Hy is die ouer broer in sy gesin. Sy jongere broer se naam is Nathaniel en die seuns geniet dit om saam te speel en nuwe dinge te leer. Orlando is veral lief vir avonture, stories en om meer van God te leer. Eendag het iets wonderliks gebeur. Orlando is gevra om te help met 'n spesiale projek genaamd Die Redding, in Engels The Rescue. Die Redding is 'n prettige en opwindende program gemaak vir kinders en gesinne. Dit vertel die storie van 'n gesin wat 'n spesiale boek vind. Hierdie boek onthul dat 'n groot stryd rondom hulle plaasvind. 'n Stryd tussen goed en kwaad. Alhoewel kan hulle dit nie altyd sien nie. Reg in die middel van al hierdie aksie is iemand spesiaal wat oor hulle waak en gereed is om hulle te help. Hierdie iemand word die redder genoem. Die redder is sterk, vriendelik en vol liefde. Hy wil almal red en hulle help om die regte pad te kies. Die redder is Jesus. In die program vertel beide animasies en poppekarakters die storie. Orlando het 'n baie lekker werk gehad. Hy het die stem van 'n poppekarakter genaamd Jono gedoen. Dit beteken dat wanneer Jono in die program praat, dit eintlik Orlando se stem is wat jy hoor. Om die stem van Jono te wees was nie altyd maklik nie. Orlando moes in 'n opnamestudio ingaan en in 'n mikrofoon praat. Hy moes sy woorde oor en oor sê tot dit net reg geklink het. Soms het dit baie probeerslag geneem om dit perfek te kry. Maar Orlando het nie moed opgegee nie. Hy het hard gewerk en aangehou. Hy kon selfs 'n paar liedjies vir die program sing wat hy baie geniet het. Maar iets nog meer spesiaals het gebeur terwyl Orlando aan die redding gewerk het. Hy het meer oor God begin leer, nie net in sy kop nie, maar ook in sy hart. Terwyl hy Jono se storie uitgebeeld het, het Orlando maniere ontdek om ook uitdagings in sy eie lewe die hoof te bied. In een episode is Jono geblameer vir iets wat hy nie gedoen het nie. Dit het regtig onregverdig gevoel. Maar in plaas daarvan om te skree of ontstel te raak, het Jono met sy pa gepraat. Sy pa het geluister en hom gehelp om te verstaan dat so iets al voorheen met iemand in die Bybel met die naam Josef gebeur het. Josef is ook onregverdig geblameer, maar hy het God steeds vertrou. Jono en sy pa het Josef se storie saam gelees en toe gebid en God gevra om hulle te help om kalm en sterk te bly. Orlando het gesê die stories het hom baie gehelp in die regte lewe. Hy het geleer dat wanneer iets verkeerd loop, hy diep kan asemhaal, met iemand kan praat wat hy vertrou en bid. Ek het geleer dat selfs al doen mense die verkeerde ding, God hulle steeds lief het en hy het my steeds lief, het Orlando gesê. Wanneer mense vir Orlando vra hoekom hy in die redding wil wees, glimlag hy en sê, omdat ek wil hê dat ander kinders ook van God moet weet. So hoe oud moet jy wees om 'n verskil vir God te maak? Vra net vir Orlando. Jy hoef nie groot te wees nie, jy moet net bereid wees om te sê, ja Jesus, ek wil help. Die redding is geskep om kinders en gesinne reg oor die wêreld te help, om op interessante en vermaaklike manier van Jesus te leer. En danksy kinders soos Orlando versprei die boodskap wyd en suid. 'n Deel van die 13de Sabbatskool offergawe in 2022 het gehelp om die reddingreeks moontlik te maak. Dankie vir u volgehoue ondersteuning om die 13de Sabbatskool offergawe projekte.